Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer hoe om te bepaal of 'n punt op 'n lyn lê al dan nie en ek gaan ook vir jou wys hoe en waar om die snypunt van twee grafieke raak te sien, soos wat jy dit vind in die graad 9 syllabus. Nou die eerste ding waaroor ons gaan praat is hoe om te bepaal of 'n punt op 'n lyn lê. Nou die voorbeeld is dan nou net, lê die punt 2, 1 op die lyn y is gelyk aan min x plus 3. Nou daar sien jy nou die lyn, y is gelyk aan min x plus 3. Nou dit werk so. 'n Mens gaan altyd, onthou nou, hierdie punt bestaan mos uit 'n x en 'n y koördinaat. So jy gaan nou daardie x wat 2 is, vat en dit in x se plekkie in vervang. En dan gaan jy kyk wat is die antwoord wat jy kry by y. En as die antwoord by y dan nou 1 is, dan is daardie mos nou 'n ooreenstemmende punt, want die twee koördinate stem ooreen. So kom ons doen dit nou. Ons begin dan nou met y is gelyk aan min x plus 3, dit is die lyn se vergelyking, en ons gaan die x koördinaat in vervang, x is 2. So in x se plek hier het ek 2 in vervang, en nou gaan ek net die min inmaal, en ek kry min 2 plus 3, en dit is 1. Dus kan jy sien, die y-koördinaat is dan 1, en wat was ons punt? Ons punt was 2, 1. So ja, die punt 2, 1 lê op die lyn, want hierdie x by 2 se maatjie is 1. As jy sê maar daar 'n 8 of 'n 7 of 'n enige ander getal gekry het, dan was jou antwoord nee, hy lê nie op die lyn nie, want so elke x maatjie het 'n y maatjie. Voorbeeld 2. Lê die punt min 1, 2 op die lyn y is gelyk aan 2x plus 4. Nou goed, sonder om dit grafies te doen, gaan ons dit nou uitwerk. So ons begin weer, en ons vergelyking is y is gelyk aan 2x plus 4. En ons vat altyd die x koördinaat, in hierdie geval is dit min 1, en ons vervang dit in x se plek. En ons kry 2 maal min 1 is min 2 plus 4 is 2, en daardie 2 is dan die ooreenstemmende y-koördinaat. So die punt min 1, 2 lê wel op die lyn. Nou kom ons gaan kyk gou na die lyn. Ek het nou vergeet om by die vorige een te wys. Kyk gou. Daar is x is min 1, en daar is y is 2, en daar kan jy baie duidelik sien, ja, die punt lê op die lyn. So nou gaan jy vir my sê, juffrou, maar ek kon sommer moes net gekyk het na die grafiek, maar dis waar, maar wat as daar nou nie vir jou 'n grafiek gegee is nie? So ek leer maar net vir jou 'n konsep wat baie belangrik raak in ander grade. Voorbeeld 3. Lê die punt 3, 4 op daardie lyn. Nou goed, daardie lyn sal jy sien is nie in standaard vorm nie, maar dit maak nou glad niks saak hier nie. Jy gaan net die vergelyking van die lyn vat, en dan gaan jy by x 3 in vervang, en jy gaan hoop die antwoord is 4. Nou goed, daar is daar nou die x, in x se plek vervang jy 3 in 'n hakie, jy gaan sê min 2 maal 3 is min 6, en dan sê 'n mens min 6 plus 1 is min 5, en jy laat die min 5 oorloop, en jy kry y is gelyk aan 5. Wat moes die y wees? Die y moes 4 wees. So daardie 5 is dan die y-koördinaat, so daardie punt 3, 4 lê nie op die lyn nie. Kyk, as jy na die skets toe gaan, daar is 3 en 4, daar is die punt 3, 4, sien jy? En dis tog wat ons nou geondersoek het, so hy lê nie op die lyn nie, wie lê wel op die lyn? Die punt 3, 5, hy lê wel op die lyn. Maar dis nie die vraag nie, die vraag is net, lê 3, 4 op die lyn? Nee, dis die antwoord.
Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Voorbeeld 4. Die skets toon die grafieke van y is gelyk aan x plus 1 en y is gelyk aan min x plus 1. Kyk gou op die skets asseblief. Daar kan jy nou sien, die blou lyn is die lyn y is gelyk aan x plus 1 en die rooi lyn is die lyn y is gelyk aan min x plus 1. Vraag 4.1. Gee die koördinaat van die snypunt van die twee lyne. So wat dit nou beteken, is jy gaan net na jou twee lyne toe en jy gaan kyk waar die twee mekaar kruis en hulle kruis mekaar daar. So, dit as 'n koördinaat is dan die punt 0, 1. Dit is al wat ek vir jou wil leer oor die snypunt. Later, volgende jaar in graad 10, gaan ek vir jou presies wys hoe om dit nou uit te werk, deur dit nie te sien nie, maar deur dit algebraies te doen, maar dis volgende jaar se probleem. Kom ons doen nog 'n vraag. 4.2, gee die koördinaat van die x-afsnit van y is gelyk aan x plus 1. So jy gaan na die lyn, y is x plus 1 toe, dis die blou lyn. En dan kyk jy, waar is daardie blou lyn se x-afsnit en sy x-afsnit vind jy daar. En wat is daardie as 'n koördinaat? Dit is die punt min 1, 0. 4.3. Gee die koördinaat van die x-afsnit van die lyn y is gelyk aan min x plus 1. So dit is die rooi lyn. So jy gaan na die rooi lyn toe, dit is daar die punt daar. So sy x-afsnit as 'n koördinaat is dan die punt 1, 0. Kom ons doen nog 'n vraag. Voorbeeld 5. Geskets is die grafieke van y is gelyk aan min 'n derde x plus 1, dit is die rooi lyn, en y is gelyk aan x min 3, dit is die perslyn. Vraag 5.1. Wat word punt A genoem? So daar by punt A gebeur daar nou baie dinge. Eerstens, daardie punt is die snypunt van die twee grafieke of lyne en dit is ook die x-afsnitte van albei grafieke. Dit kan jy mooi sien. 5.2. Wat word punt D genoem? So jy gaan nou op jou skets en jy kyk daar by D. D is die y-afsnit van daardie lyn. So jy sê dit is die y-afsnit van die lyn y is gelyk aan x min 3. Nommer 3. Gee die lengte van OC. So dit beteken, nou gaan jy, daarso is O is by die oorsprong. So nou gaan kyk jy, OC is van 0 tot by 1 daar, wat eintlik daardie rooi lyn se y-afsnit is. So omdat daardie 1 is, sê ons daai lengte daar is 1 eenheid. En dan die laaste vraag, by 5.4, gee die lengte van OA. So nou gaan 'n mens na A toe, daar is A, so daar is O. So die lengte van OA beteken dis van daar tot daar by 3. So om dit dan nou vir my neer te skryf, sê jy die lengte is 3 eenhede. Baie dankie dat jy na my lesse gekyk het. Onthou, ek het die hele syllabus vir jou voorberei en dit vind jy op onlinemaths.co.za. Groetnis van my, Juffrou Pythagoras.